Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende krantbesprekings en ons heelwat om oor te gesels van ballerinas wat terugkeer huis toe, mense in Bloemfontein wat geld verloor en Zuma wat vir Louis Liebenberg kuier. Maar meer daaroor is saam met Tanya de Ventebyker volgende. Goeiemôre Tanya. Môre Jennifer en Pierre. Dame. Tanya, ons begin by die JSE volgende. Ja, so die markte natuurlik die hele week in die nuus na die tariefaankondigings wat president Donald Trump van Amerika aangekondig het. Toe is daar het hy aangekondig goed, hy gaan dit nie meer so 'n hoë tarief maak nie, ek dink is nou iets soos 10%, ek is nie 'n ekonomiese kenner nie, maar die markte wat natuurlik toe baie verheug was, die rigting wat die Amerikaanse aandelemarkte gisteraand ingeslaan het was ook baie positief, maar toe het dit weer teruggesak, toe daai pouse euforie verby is, want toe besef hulle maar die werklikheid is nog steeds dat daar gaan tariewe wees en ek meen China se tarief waar hy ander lande se tariewe verlaag het, is China se nog meer verhoog. So onstuimige tyd, teen die tyd wat die JSE gesluit het, was die S&P 500 3% laer. So hierdie is 'n storie wat ons definitief gaan dophou en ons nog baie oor gaan praat. Ons weet ook later meer hoe dit die landbou gaan impakteer, die verhoudings tussen Suid-Afrika en Amerika. So ja, dit is 'n storie wat definitief op elke een van ons en ons hele land 'n impak het. Ja, ek sien die nuutste nuus vanoggend is dat hy die tariewe vir China weer verhoog het. So Van 125 af na wat toe? 145% toe. So dit gaan interessant wees om te sien waar daai uiteindelik end kry tussen die twee lande. Mense wil nie regtig handelsoorlog hê nie, maar hier gaan ons nou, ons is daar. Die interessante deel is jy kan nie heeltemal China uit wêreldekonomie uit probeer sny nie of uit jou eie ekonomie uit probeer sny nie. Op hierdie stadium as dit veral kom by battery en kragaangedrewe voertuie wat Amerika nogal redelik knou gee finansieel, dan het die meeste van die tegnologie is in China. As jy nie vir Tesla onder jou arm het nie en jy is enige ander motorvervaardiger, dan moet jy hierdie gaan soek in China en mens kan nie eintlik al hierdie tegnologie op 145% Jy kan nie 145% fooie ekstra bysit nie. Die Dow Jones en die Nasdaq is onderskeidelik 4 en 6% laer ook. Dit wys jou daar was die euforie dat ja, hy het tot sy sinne gekom. Ekonomie gaan weer aangaan soos gewoonlik en toe besef hulle maar 10% is nog steeds 10%. So dit is nie 'n volle herstel van die ekonomie en van die markte nie, maar ons hou duim vas. Laat almal wat geld verloor het, van daar is ja, want ek moet miljoene sê, mense wat geld verloor het op die mark. Ja, Ons hou vas duim vas dat daai mense se inkomste weer terugkom. dat jy kan herstel. Dan terug op tuisbodem die regering van nasionale eenheid. Wat sien hier daar? Ja, so kyk, dit is ook een van ons hoofstories hierdie week, is die regering van nasionale eenheid wat op mespunt is, natuurlik nadat die begroting goedgekeur is met die hulp van ander partye as die wat in die RNE is. So adjunkt president Paul Mashatile wat gesê die ANC vergader hierdie naweek en dat die RNE, die regering van nasionale eenheid, weer saamgestel moet word of hersaamgestel moet word. Hulle vergader komende Saterdag met die DA en dan vergader hulle ook Sondag met die Vryheidsfront Plus, maar die partye met wie hy ook gaan vergader, met wie hy intussen gesprekke het oor die begroting, is die PAC, Bossa, Al-Jamaa en Good party. En hulle sê, of Paul Mashatile sê, ons gaan die RNE hersaamstel om te verseker dat ander partye aan boord gebring word om mee saam te werk. En ek dink ook wat ons hier uitsien is dat Paul Mashatile het 'n baie sterk sê in die regering en in die ANC en hy is nie soos vorige adjunkt presidente wat ons al gehad het wat net 'n seremoniële rol vervul het nie. Paul Mashatile is definitief 'n sterk leier in die ANC en in die regering. So hy het gesê dit is belangrik dat die partye moet saamwerk en dan was hulle ook of hulle is ongelukkig oor die feit dat die DA en die PA 'n besoek aan Israel gebring het, 'n feitesending soos hulle dit noem en soos ons weet is die ANC en die regering pro-Palestina en anti-Israel. So jy kan dink die tipe gesprekke wat ons die naweek gaan sien. Jy het seker ook gesien Leon Schreiber wat gister in die media gesê dat hulle sal hom moet uitsleep by Home Affairs of by binnelandse sake want hy het baie werk om daar te doen.
Ja, ek dink mense moet nie vergeet dat daai en ons bly dit sê dat daai ministers steeds hulle werk goed doen nie. So net omdat mense verskil beteken nie ek moet jou uitskop uit die posisie uit nie. Interessant genoeg, Gayton McKenzie, leier van die PA, het gister sterk bewoording gehad en gesê ek het nog altyd gesê ek is pro-Israel. Hulle woordvoerder het ook gesê hy en sy familie wil Israel besoek. Verstaan, en hulle gaan nie ewe skielik hulle standpunt daaroor verander net omdat hulle deel is van die regering van nasionale eenheid nie. Ek dink mense moet ook besef as jy deel is van 'n nasionale regering van nasionale eenheid, gaan jy nie altyd ooreenstem oor alles nie. En konflik is goed en die lekker ding in Suid-Afrika dat robust debate was nog altyd welkom en ek het ook respek vir mense wat by hulle standpunt bly wat sê weet jy wat hierdie is my standpunt. Ek is pro-Israel en dis hoe dit is. Ek dink nie die ANC is meer lus vir debat nie. Ek dink hulle is nie meer lus vir debat. Ek dink die ANC was regtig ooit lus vir debat nie. Hulle het nie 'n keuse gehad nie, maar nou noem hulle dit is die ander party, die Good party sê dit was 'n vinnig saamgeflanste regering van nasionale eenheid en nou staan tyd om dit reg te doen. Natuurlik sal hulle dit sê. Want hulle wil graag in. So van een interessante storie na die ander een en hier besoek meneer Jacob Zuma nou vir Louis Liebenberg. Ai, dis so lekker nie. Kyk, daar die RN1 nou hierdie nuwe liefdes wat hulle wil, jy weet, flikvloei voor. En hier is 'n bevestiging van 'n ou liefde. Nou weer net, jy weet, dat jou liefling jou in die tronk kom besoek, dis lekker. Korrek, voormalige president Jacob Zuma, die hoof van die MK-party, die stigter van die MK-party, wat sy goeie vriend Louis Liebenberg, wel ek sê nou goeie vriend, ons neem dit aan, in die tronk gaan besoek, want ek meen om iemand in die tronk te gaan besoek, moet jy daar 'n bande hê. Hy Dinsdag om in die tronk gaan besoek, die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald wat dit bevestig het en ook gesê het daar's nie spesiale maatreëls getref nie, hy moes die gewone roete volg, die gewone prosedures volg om vir Liebenberg in die tronk te gaan besoek. Dit is nie seker hoekom hy hom gaan besoek het nie. Ons weet dat Liebenberg ook al in die hof sy lojaliteit aan Zuma verklaar het en hom 'n spesiale naam noem. Daar sy. En dan weet ons ook dat Liebenberg natuurlik afgelope Woensdag sy borgtog aansoek gehad het wat 8-9 of sy aansoek vir sy borgtog aansoek wat na 8-9-10 Julie gaan plaasvind. Nadat hy verlede jaar eers gesê het hy gaan nie borgtog aansoek doen nie en toe dit self gehanteer het, hy het nou 'n nuwe regspan ook. So ook 'n storie wat ons gaan dophou. Man, dalk wou Zuma net gehoor het hoe is dit om daar te wees, homself, jy weet, voor te berei, sou hy ooit Wat 'n droomwêreld leef jy, Jennifer? As hy ooit sou Hy moes. doen dit net as 'n goeie Christen. Hy reik uit na hom toe. Ek dink dit was 'n saketransaksie. Maar nou goed, daaroor Sy leer ons drie nou, ja. Ja, gaan ons wonder, ons sal nou nooit weet nie, want niemand was beskikbaar gister nie, die een van die woordvoerders. Nie 'n regsverteenwoordiger, niemand wil praat. Niemand geen mens sprak 'n sprook nie. Nee, nou maar presies. Dan munisipale werkers mag amp in politieke partye kry. Ja, so in 2022 het president Ramaphosa 'n wet onderteken wat sê as jy 'n munisipale werker is, mag jy nie ook 'n amp hê in 'n politieke party nie. Die is nou geherroep. Die wet is nou die hof het 'n deel van die wet op plaaslike regerings teruggeroep, die grondwetlikheid van artikel 71B bevraagteken. Die wet, en dit was heel wat regters wat dit saam bevind het, wat gesê het, die wet is net 'n bietjie te streng. Die oorspronklike rede vir die wet wat Ramaphosa onderteken het, was om te probeer om kaderontplooiing en staatskaping dan nou maar op 'n plaaslike vlak te voorkom, maar hulle sê dat dit moet net tot senior poste lei. Nie almal wat 'n munisipale werker is, mag nie noodwendig 'n amp in 'n politieke party beklee nie. Ja, ek haal aan hier op die berig soos wat jy nou sê. Leidens die uitspraak mag 'n munisipale bestuurder of 'n bestuurder wat direk aan 'n munisipale bestuurder verslag doen, nie 'n politieke amp in 'n politieke party beklee nie, het sy permanent tydelike of waarnemende hoedanigheid. Maar enige ander munisipale werker het nou die reg om wel, as dit nou 'n sekretaris is of 'n voorsitter of in die tesourie of hoe ook al van 'n party te dien, sou hulle wou. Dink julle hierdie is goed of dink julle dit is sleg? Ek kan nie besluit of ek dink of dit goed of sleg is nie. Ek dink dis goed dat die senior poste nie kan munisipale ampte beklee nie, politieke ampte beklee nie. Daar's so baie munisipale poste. As ek 'n gewone pos het in 'n munisipaliteit en ek is ook 'n
amptenaar, weet Maar hoekom mag jy nie? Verstaan jy, ek Ons voel ook grondwet so laat tog almal toe om hulle Verstaan politieke jy? oortuigings Ja. uit te leef. Maar 'n mens verstaan dat daar dalk, soos die Engels Ja. sê, conflict of interest, daar mag dalk belange wees wat oorvleuel, Ja. indien jy wel in bestuur is. korrek en dit is wat ek dink. Dis nou wat hulle het wel nie die hele wet van die tafel afgevee nie, maar Korrek, net daai gesê, stukkie. onthou die bestuur het wel nodig dat dan nie iets oorvleuel nie. So die wet in volgens die uitspraak is nog steeds bekragtig as dit kom by Ja, dis nog steeds daar, dis net maar nie by algemene mening. ja. poste nie. Dan 'n Bloemfontein winkelbestuurder verloor baie geld die hele tyd. Luister, kyk, ek het nou maar hierdie storie uitgelig omdat dit net 'n voorbeeld is van vele eienaars in ons land wat uiters gefrustreerd is. Ek weet byvoorbeeld in Pretoria ook in Centurion is daar ook groot dele wat al langer as 'n week sonder krag is waar die mense regtig met hulle hande in hulle hare sit. So 'n maatskappy, 'n winkelbestuurder in Bloemfontein wat sê dat hulle krag wat deur Centlex se verspreidingsnetwerk ontvang word al ook meer as 'n week geen toevoer het nie. Centlex sê hulle weet nie van kragonderbrekings in die Bloemfontein omgewing nie. Volgens hulle is daar geen. Verstaan jy? So nou intussen het hierdie hardeware winkel moet per die afgelope week R13,000 aan brandstof betaal. Hulle moet elke dag 40 liter brandstof ingooi. Hulle werkers wat op die perseel bly, het nie na 8 krag nie, want dan kom sit hulle die kragopwekkers af, want jy kan natuurlik nie die kragopwekker aanhou nie. So hy sê hulle het ook 'n werkswinkel wat nie kon werk nie, waar hulle bestellings verloor het. Die finansiële impak is verrykend en baie sleg. En dit is vir my verskriklik. Ek meen ons het nie meer beurtkrag nie, maar die munisipale stelsels kan nie die druk hanteer van die kragnetwerk nie. En hy praat ook van die sekuriteit, die feit dat hulle ook nie meer sekuriteit eintlik vir die winkel het nie, want die krag is heeltyd af. Korrek. En kan jy nou dink hoe as jy terug van die versekeraar dan ook. So die impak van iets soos ons in die krag nie, maar die feit dat Centlex nie eens weet dat daar nie daar kragonderbrekings is nie. Waar lê die probleem en hoe maak ons daai probleem reg? Wat is die oplossing eintlik? Wat is daar? Is daar 'n oplossing? Is my vraag. En 'n Suid-Afrikaanse bokser het sy ballerina meisie terug. Ja, goeie nuus vir Chris van Heerden, of is dit nou van Eden? Ek wil net gou vir jou. Heerden. Ja, so hy het sy ballerina terug. Hy woon natuurlik in Amerika, maar hy is Suid-Afrikaans gebore bokser. So wat gebeur het is met Xenia Carolina. Sy is gebore Rus en sy het geld gegee aan die Oekraïne en $50 check het sy gegee en ek dink dit was op die heel eerste dag toe Rusland Oekraïne ingeval het. Maar toe sy haar familie gaan besoek het in Rusland in Moskou in 2022 het laat toe gearresteer en gesê hulle klaar aan van hoogverraad omdat sy geld gegee het aan Rusland. So uiteindelik nou met 'n ooreenkoms wat gesluit is tussen Amerika en Rusland met 'n uitruil van gevangenes, is sy nou vry en kan sy terugkeer Amerika toe. So ja. Sy is oorspronklik 12 jaar gefonnis. Ja. En sy was besig om dit uit te dien in 'n werkskolonie, 'n strafkolonie. Mense dink seker goeders bestaan nou nie. Nee, mense sal dink dit doen nie, nee. Maar kyk, sy het beide Amerikaans en Russiese burgerskap en ek dink ons het gehoor van 'n hele paar Amerikaners wat daai tyd in Rusland was wat gearresteer is vir verskeie dinge. Vreemde redes en sy was nou een van hierdie, ek dink dis die tweede keer wat hulle gevangenes uitruil sedert Donald Trump aan bewind gekom het. Hierdie het ook in die Midde-Ooste plaasgevind waar veiligheid terugkeer. So goeie nuus ook vir haar en haar familie dink ek net om bietjie alles oor 'n $50 check. Sjoe, ja. Dan Suid-Afrika en China sluit ooreenkomste oor kernkrag. Ja, ons het net nou 'n bietjie gesels oor die handelstariewe in China, so op ons bodem, ons verhouding met China, Suid-Afrika en China wat nou ooreenkoms oor kernkrag, 'n verstandshouding, 'n memorandum van verstandshouding oor samewerking van kernbrandstof, klein modulêre kernreaktors en ander fasette in die kernkragbedryf gesluit het. 'n Afvaardiging van Suid-Afrika insluitend ons minister, ons minister, nee. Gosienzo Ramokgopa. Ja, wat die minister van elektrisiteit en energie, skus ek het nou vir 'n oomblik gedink hy's net die hoof van Eskom. Nee, Brian is die hoof van Eskom. Saam met hoof van Eskom en ander rolspelers by Eskom wat uit die afvaardiging na China toe gevat het en hierdie ooreenkoms gaan sluit het met China vir kernkrag vir Suid-Afrika. Ek wil maar net wonder. Jy weet die pebble bed modular reactor, die korrelbed. Jy weet ons Suid-Afrika dit ontwerp, nee. Ja, nou moet ons betaal. Ja, dit was ons en toe 'n slim ou dit verkoop aan die Chinese. Ja. Nou moet ons weer
ooreenkoms met die Chinese aangaan oor dit. Ek gaan nou niks meer verder sê nie. Al die slim ooms het hierdie al klaar uitgedink klaar. Maar jy kan net onthou wanneer jy nou iets ontwerp, Peer, want ek weet jy wil vreeslik graag, moet dit dan nou nie verkoop nie. Okay, goed nee. Maar dis nie hulle het dit nie iemand anders het, jy weet iemand in magsposisies verkoop sulke goed, maar altyd lekker vinnig. 'n Peer wat jy ook nie moet doen nie, is jy moenie met die vetplante smokkel nie. Moenie vetplantjies steel as jy daar in die Noord-Kaap ry en dit vir jou vrou huis toe bring nie. Asseblief nie. 'n Man is effektief tot 8 jaar direkte tronkstraf gevonnis nadat hy die baie ek wil sê gewilde skaars bedreigde spesiale knopie vetplant mee gesmokkel het. Hy was baie stupid en het in 'n lokval van die valke het hulle hom gevang op die N7 waar hulle vir hom gesê het hulle se potensiële kopery reguit na die kar toe gestap het. Toe vind hulle meer as 2000 van die plantjies in sy besit. En ja, nou sit hy in die tronk en dit alles oor 'n vetplant. Ja, kyk, hy het nie net 'n stukkie van 'n botterboompie nee. afgebreek in Namakwa nie. Hy het 2863 van die knopie vetplante by hom gehad wat hy wou verkoop. Ja, dan moet jy net maar swaar kry. Dieselfde as die ouens wat broodbome smokkel en dis meer. Of pangolins of jy kan nie, moenie met ons plante smokkel. Daar sê, dis ons almal se erfenis. Geniet hom net in die veld. Daar sê. Ja. Dan historiese put ontdek. Baie interessante storie. Hulle is besig met opgrawings en herstelwerk in die Bo-Kaap. Toe het hulle hierdie historiese put ontdek. Onmiddellik al die werk gestop en die Western Cape Heritage Foundation gebel en gesê kom kyk asseblief. En dit lyk asof dit 'n historiese put is wat 150 jaar oud is. So die area is nou afgesper, 5 meter rondom die area mag hulle nou nie werk nie, sodat hulle nou eers kan navorsing doen en kyk wat gaan die aan. Is natuurlik 'n oorspronklike plaas gewees met baie historiese afkoms. En later, ek dink so hulle het gesê later is dit die eiendom is geonteien in 1930 onder die sogenaamde Slums Clearing Wet van 1934 en nou wil hulle hierdie put vir die toekoms bewaar en hulle gaan dit doen saam met die gemeenskap van die Bo-Kaap samesprekings voer en kyk wat gaan die beste wees. Hierdie is vir my fantasties. Ek het nou vanoggend onthou dat ek daar in die kasteel geloop het en die kasteel Goeie Hoop as jy daai geskiedkundige goed bekyk, dis my wonderlik. Ek's mal oor geskiedenis. En om te hoor dat hulle die insaag van die gemeenskap ook wil hoor. Dis my goed. Dan Queen Anne is in die Kaap. Dis ook iets wat ek nou gedog het ek graag sê. Die actual queen. Nee, die skip. Onthou Queen Anne is die suster van die king. So prinses Anne, maar die prinses Anne. Jy kan nie vir sê sy's 'n skip nie, dis lelik. Ons het nou oor vetplante gepraat, nou is jy 'n Queen Anne se skip. Haai, jy vat dit 'n bietjie ver vanoggend. Hier is net 'n groot skip wat in die hawe in Kaapstad aangekom het. Die skip vaar om die wêreld. Ek sien Zelda Legrandsie het foto's geplaas op Facebook oor die skip en sy was daar op, sy het op gevaar, is fantasties. Die mooiste foto's van hoe dit daar binne lyk. Art Deco styl is hierdie skip gedecoreerd, hoor nou van my. Ek kan glad nie vandag op die Afrikaans kom nie. Maar sê dekoreer, dan gaan jy nou dekoreer. Ja. Die interieur is in 'n Art Deco styl. Binne is die versiering. Dankie. Baie dankie. Maar punt van die saak is, dis 'n fantastiese mooi skip en hy staan in die hawe, hy gaan om die wêreld vaar. Die ding vat 2996 passasiers en 1200 meer bemanningslede. Ons het dorpe in Suid-Afrika met minder inwoners. Maskas. Daar's iets soos 15 spogrestaurante op hierdie skip. Daar's alles wat jy wil hê. Dit is verskriklik mooi. 107 dae om die wêreld. Reg om die wêreld. Dit laat my dink aan daai boek van Jules Verne, 80 Days Around the World. Onthou julle, hy was die eerste man mos. Ek moet nou begin aftree. Wraggies, daar's goed om te sien. Ja, maar ekskuus tog, jy gaan moet optree voor jy kan aftree want daai skip gaan 'n duik in jou pensioen maak. Tanya, baie dankie vir die saamgesels en lekker naweek vir jou. Vir julle ook. Dankie. Dit is Tanya de Venter-Byker, bly gerus ingeskakel net en nog ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.